Ek is eintlik so gefascineerd met Paulus die afgelope tyd. As 'n mens net sommer so 'n bietjie dink hoe Paulus deur die antieke stede moes reis, is dit net asof jou oë oopgaan. Maar Paulus het enigiets tussen 15-16.000 tot 18.000 kilometer fisies gestap deur die antieke wêreld om in stad na stad na stad die evangelie van Jesus Christus te bring. En in daai tyd is Paulus geslaan. Hy is gegeesel. Hy is oorgelewer dikwels vir baie erge maniere van wat hulle teen hom opgetree het. Hy is uitgestoot, hy is weggejaag, hy is in tronke gesit. Hy het siek geword, hy het op bote geklim en dan moes hy vir maande op bote op hierdie rowwe see, net tussen al die siek wees en naar word en skeerbuik, moes hy gaan tot by die volgende stad. Paulus het 'n ongelooflike, moeilike lewe gelei. Om die evangelie van Jesus te kon verkondig in daai tyd, waar daar berge was, en geen paaie, en geen kaarte, was 'n ongelooflike stryd. En dan wat jou tref, as jy daai verstaan, en jy verstaan daai konteks, dan kom jy agter, nêrens kla Paulus daaroor nie. Nêrens sal Paulus skryf, ek het 'n bietjie van 'n Desember vakansie nodig, of ek voel 'n bietjie uitgebrand, of ek's bietjie moeg, ek dink ons moet die naweek bietjie weg gaan see toe, want die lewe is so moeilik, en dit is so moeilik vir ons, want ons word so maklik uitgebrand en so moeg. Nêrens skryf Paulus dit nie. Paulus skryf, ek is bly. Wees bly, skryf hy daar in Filippense, hoeveel keer skryf hy, wees bly. Mag jy net bly wees, mag daar vreugde in jou lewe wees. Is jy opgewonde? Ek is opgewonde. Ons sit sommer in die tronk, dan het ons 'n worship sessie, en ons is sommer so opgewonde daaroor. Ten spyte van al die sere, al die merke wat hy op sy liggaam moes gehad het, al die stukke vleis, wat deur swepe uit hom uitgeruk was, letterlik. Dan skryf Paulus, wees bly, wees altyd bly. En hoekom doen hy dit? Hoekom het hy dit reg gekry om vreugde in sy lewe te hê? Want hy het doodseker gemaak dat hy verstaan dat vreugde is nie oor my omstandighede nie. Vreugde het niks te doen met wat met my lyf gebeur of wat om my aangaan nie. Vreugde het net met een ding te doen en dit is met Jesus Christus. Vreugde het net met Jesus te doen. Vreugde is hierdie ongelooflike besef van wat Jesus vir my gedoen het. Paulus is so opgewonde oor Jesus. Paulus is so bly oor dat Jesus hom gered het, dat Jesus hom vir hom opgestaan het, dat Jesus hierdie evangelie gebring het, wat hierdie geheimenis is, wat hierdie boodskap is, van hierdie absolute goeie nuus vir alle mense, Jode, nie Jode. Hy was so excited oor Jesus, dat al die ander goed is eintlik nie so belangrik nie. En dit laat my wonder in my lewe, waar ek so maklik kla, oor ek is moeg en ek kan nie meer nie, en ek kan nie dit nie, en ek kan nie dat nie, en ek moet net nie daar nog help nie, ek moet asseblief nie in die kerk my nog dit vra nie, ek moet ook nie dit nie, ek wil eintlik maar net bietjie ontspan. Paulus sal vir jou sê, jy verstaan nie wie Jesus is nie. Jesus bring vreugde in 'n mens se hart wat sê, wees altyd bly teenoor die Here.